ander keer moes hulle fisies gaan beklei. My gebed vir jou vir hierdie jaar, ek weet daar's beloftes vir jou, vir elkeen van ons, is al beloftes vir hierdie jaar. Maar my gebed is, dat jy by hom sal hoor, Here, hoe doen ek hierdie? Hy wil vir die oorwinning elke keer gee. Maar dat jy by hom sal hoor, hoe wil U met ons hierdie? Yes. Ons het 'n verskriklike mooi tafel hierdie maand. En dit kom uit Openbaring 1 vers 8 uit, wat Jesus vir Johannes gesê het, skryf hierdie neer, ek is die Alfa en die Omega, ek is die begin en die einde. Alfa en Omega net so ek hou altyd van detail, so die Alfa en die Omega is die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Grieks was in daai tyd soos wat Engels vandag was. En alhoewel ek glo Jesus het met hom in Aramees of Hebreeus gepraat, het hulle dit in Grieks geskryf. So die Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet en Omega is die laaste letter van die Griekse alfabet. En jy het dit dalk geweet, dat ek laat net om iets aan baie te praat, sorry. En dan sê hy, so ek is die begin en ek is die einde, en ek is alles tussenin. En eintlik vir ons so mooi uitgebeeld, die begin waar hy die skepping geskep het, en dis nou nie waar hy begin het nie, dis net waar ons begin het. Want hy is buite tyd. Hy moes vir ons 'n plek en tyd skep, sodat ons daarin kan bestaan. Ek en jy kan nie buite tyd bestaan nie, maar hy kan. So hy het vir ons 'n plek en 'n tyd geskep, waar ons kan begin bestaan saam met hom. En dan sê dit hier so mooi uitgebeeld, dis ons eindbestemming, is saam met hom, in die hemel, wanneer hy weer kom om ons te kom haal. Maar ek wil ook vir jou sê, moenie so uitsien na die hemel, dat jy vergeet, en dat jy mis, wat hy in jou en deur jou wil doen, nou, terwyl ons hier is. God se hart is om die hemel aarde toe te bring, nou. Hy leer ons so bid, Jesus leer ons so bid, hy sê, dat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos in die hemel, so op die aarde. Ag, U is so goed vir ons. Kan ons saam bid, hè? Ek wil vra, in my gebed gaan ek bid vir Alta, dit gaan nie goed met haar nie, en ons wil regtig net intree vir haar, as 'n gemeente, as 'n liggaam. Here, dankie vir U goedheid, vir U guns, vir U liefde, vir U lewe in ons. Dankie dat U ons gekies het, om in ons te woon, en om deur ons te doen wat U wil doen. U is by volle by magte om te doen wat U ook al wil doen, soos U dit wil doen, wanneer U dit wil doen, sonder ons. Maar U keuse was om dit in ons, deur ons te doen. Mag ons sensitief wees vir dit. Mag hierdie jaar wees wat ons sensitief is vir U stem, sensitief is vir U intimiteit met ons. Mag dit 'n jaar wees, Here, waar ons met U wandel, nie net in die aandwyntjie nie, maar 24/7. En dankie dat ek weet dis U wil. Ek weet dis U wil. U het gesê, U het Uself by die naam genoem, Immanuel. Ek is God met jou. Ken my so. En daarom, Here, weet ek ook, dis U wil dat Alta genees sal wees. En ons spreek, dit wat U voorbetaal het aan die kruis. U sê op talle plekke in U woord, deur my wonde is daar vir jou genesing. Ons spreek
U goddelike genesing oor haar liggaam. Mag daar nou 'n verandering kom in haar liggaam, soos wat net U dit kan doen. Dankie dat U het reeds die prys betaal. Dit wat ons kan verkry by U, daai genesing vir altyd reeds gekoop, is voorbetaal, het dit dan deel van U kant af. Ons kom net in ons hart, ons geloof in dit wat U reeds gedoen het, ons spreek dit oor haar lewe en oor haar liggaam. Mag sy terugkom en kom getuig van U liefde, U genade en U krag na haar lewe. Dankie Here vir 'n nuwe jaar, vir nuwe dinge, vir 'n nuwe seisoen, vir nuwe openbaring. Maar dieselfde God, gister, vandag en in die toekoms, altyd dieselfde. Ons eer U is so goed vir ons. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen. Amen. Daar's nog nie aktiwiteite hierdie week nie, so ek kan maar nog rustig wees by die week, by die huis hierdie week. Gaan jy nog nie plan nie, maar van volgende week af, die bedrol gooi. Ons om die volgende week. Ja, ek is opgewonde. Ek het soveel respek vir Pastoor Elma. Jy moet nie lag nie, ons is lief vir jou. Hierdie gemeente is verskriklik lief vir jou. En ons waardeer die salwing wat op jou lewe is. En ek wil jou graag vereer vir die persoon wat jy is, vir my wat uitstaan van Pastoor Elma's, die Engels het 'n mooi woord, hulle sê transparency. Wat sy net, daar's niks, soos wat jy haar sien, soos wat jy haar ken, sy is so hier vandag en sy is so maandag by die huis, en by die werk, en dis vir my mooi, sy probeer nie hierso voorgee om iets te wees wat sy nie deur die week is. En sy gee vir ons in daai dag die goedjies wat sy uitstuur. En dis vir my so, ek weet nie of ek my lewe so op WhatsApp sal. Maar daar's my krag in dit dat jy weet wat is jou identiteit in God. En dis ook vir my uitstaan van Pastoor Elma. Sy weet wie sy in Christus. Maar sy is nie bang om te sê, ek het hier te kort gekom, en daar het ek bietjie gestruikel, en daar het ek gesukkel nie. Want dit laat ons ook voel, okay, as dit moet daar gebeur, en dit het met my gebeur, dan voel ek daar nou nie so alleen nie. Ons waardeer jou, ons is lief vir jou, en ons sien uit na dit wat hier op jou hart gelê het vir ons, dat ons hierdie jaar kan tackle. Ons gaan ontrip soos wat hy geweet het, hy gaan getrip word. Amen. Dan sê ek is nou klaar. Ons gaan nou lekker saam sing, ons band is nog ook op verhoog. Maar ja, iets wat ek net, ek gaan nou rarig ophou. Maar iets wat ek net in jou midde wil los. Ons moet altyd baie versigtig wees om nie die aanbidding te aanbid nie. Moenie dink vanoggend, omdat ons nou van saam met liedjies sing wat op die skerm is, dis nou second grade en dis nou maar, jy weet, hierdie arme kerk wat net een band het. En dan haal jy net saam. Ons moet nie vergeet waar gaan aanbidding nie. Dit gaan nie oor die band nie, dit gaan oor God. Yes, amen. En daarom is ek is eintlik bly ons kan partykeer 'n bietjie screen worship doen, dat ons net kan ons hart reset. Here, ek doen nie hierdie omdat Susan in hierdie perfekte melodie is, en sy sing ons so mooi, en die drome is so cool, en die gitaar is net reg. Want dan aanbid ek aanbidding. So ek wil jou uitnooi
hierdie liedjies is met groot liefde en in aanbidding gekies. En bid die God waaroor dit gaan volg. Mag hy jou hart kom aanraak vir hierdie nuwe jaar. Amen. Amen, sy kan regklaar. Kom ons staan op, dan gaan ons saam sing. Kom ons staan op en dan kyk ons vir die skerm. Hy het net al gewerk. Kan ons daai koortjie so lank begin sing, kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Ken hom. Vloeis baie wat hom ken. Kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Hy verlos die sondaar, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan te oorwin, krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. Kyk, nou kan ons saam sing. Kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Hy verlos die sondaar, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan te oorwin, krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. As jy dit glo, sing dit saam met my. Kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Hy verlos die sondaar, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan te oorwin, krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. Is dit nie wat ons elke dag nodig het? As ons uit hierdie kerkgebou uitgaan, het ons hierdie koortjies se woorde nodig. Ons kan nie sonder hom. Ons is nou reg. Ek het 'n getuienis wat ek kom bring. Kan ons ook nog aandag gee daaraan asseblief? Skus. Julle kan maar eers 'n bietjie sit, want ons sukkel 'n bietjie met die klank. Ek het 'n getuienis wat ek wil bring. So 2 jaar terug, einde Desember voor verlede jaar, 2024. My jaar het nie baie goed geëindig nie. Ek het 'n rowwe tyd gehad. Deur 'n baie moeilike tyd gegaan en ek het punte in my lewe bereik waar ek nie meer wou aangegaan het nie. En in Desember het 'n voorval gebeur, Desember 24, wat gemaak het dat ek hartverskeuring opgedoen het en ek was op 'n baie slegte plek gewees en ek het begin Januarie vir die Here gesê tot hier toe en nie verder nie. Ek is nou moeg. Dit is so ver gegaan dat ek in hierdie einste kerk my beste vriendin met die vuis geslaan het. Want iets binne in my was nie reg nie. En toe sit ek die dag in die kar nadat die insident in die kerk gebeur het en die Here sê vir my, man, die rede hoekom dit so is ek is nie gesond in my gees of in my liggaam nie. Ek gee hierdie prentjie voor van alles is oukei, maar ek in myself was nie oukei nie. En die Here sê vir my, daar's 'n ou gesegde, as jy 'n gesonde gees berg 'n gesonde liggaam, maar die teenoorgestelde is ook waar, 'n gesonde liggaam berg ook 'n gesonde gees. En ek sê vir die Here, dis reg. Ek sal die pad stap wat hy wil hê. Ek is nie een wat uit te vermoë het nie, my sussie kan getuig daarvan. Ek begin die 15de Januarie verlede jaar, begin ek op 'n ernstige dieet te gaan. Elma was die eerste ene wat geweet het, want ek het vir haar gesê, jy ken my, die eerste hupopslag wat ek kry, gooi ek tou in. Ek is nie een wat kan deurdruk nie. En God vra vir my, maar wie het vir jou gesê, jy moet dit alleen doen? En dis waar my storie begin het, en die Here het my deurgedra,
met elke moeilike tyd en toe my liggaam begin gesond word en ek gesond voel in myself, toe wek hy my gees vir my op. En hy verander my na die ou Annetjie wat ek was, donkie jare terug, wat weer begin droom het, wat jou woord was. En my droom is om God te verheerlik, nie net omdat hy my gesond gemaak het nie, maar ook omdat hy binne in my lewe weer gebring het. Amen. Kom en loof die Heer, bring jou lof en eer. Daar is geen ander wat ons so verwonder. Loof die Heer. Hoor die Vader
my soul undeserving. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, face to face, hour by hour. The dead are raised, this sinner slain. The work of your power, you're so you're so good. You're so good. You're so good to me. You're so good. You're so And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Ah, God, you are so good. God, you are so good. God, you are so good. Hallelujah. God, you are so good.
have no rival, God. Here, daar is geen teestander wat voor U kan staande bly nie. Daar is geen mag wat met U kan vergelyk nie. U is inderdaad die Alfa en die Omega en alles wat tussenin is. Selfs die dood het nie die mag gehad om U vas te hou nie. En U, met al daai mag en krag, gee om vir my. En my verstand kan dit baie keer nie vang nie. Dat so 'n groot God omgee vir my. Daarom kan ek nie anders as om net te buig voor U en uit te roep. Yours is the glory. En U kom toe. Die lof, die eer, die aanbidding, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Wauw, baie dankie Denise. Wauw, daar was 'n powerful oorgang vir my met tussen daai twee songs. Dis die eerste keer wat ek dit so gehoor het. Wauw. Ons is in die begin van die jaar. En die begin is altyd 'n lekker ding. Nou ons gesin, ons is lief in lees. Eintlik ek en my susters is lief in lees. Ek dink nie my twee broers lees so baie nie. Hulle lyk nie na die leestipes nie. Maar ek en my susters is lief in lees. En daar's min dinge so lekker soos om 'n splinter nuwe boek te vat. Wat ek gewoonlik doen is ek vat 'n nuwe boek, of maak ek hom so in die middel oop en ry kom. Nou as jy enigstens soos ek en my sus is, en ons vat 'n Afrikaanse love story, voor jy na die begin toe gaan, gaan jy eers na die einde toe. As daar gesoen word aan die einde, dan is dit 'n goeie storie, dan lees ons die boek. As daar nie gesoen word, nie sit ons die boek weer. Ok. Maar weet jy wat? Of jy nou die boek in die middel oopmaak, en of jy nou aan die einde kyk, jy gaan nie die storie ken nie. Daar's een plek waar jy moet begin. En dis in die begin, die volgende slide in. Ja, jy kan hom nou maar oopmaak. Die volgende enetjie. Druk weer. Wil hy nie? Ok, gaan maar net oor na die volgende. Het jy is jy stak? Wat is er met die tegnologie vandag? In boeke is die eerste sin in 'n verhaal gewoonlik baie belangrik. As ek moet iets sê soos Space, the final frontier. Ok. Dankie Janne man. Sy weet daar's 'n rede hoekom ek mal is oor jou. Space, the final frontier. Dit is nie wat die dokter gesê het toe hy die blond se brein oopgemaak het nie. Ok. Dis met respek aan die blondines. Dit laat jou onmiddellik dink aan Star Trek. Dis waarmee elke liewe Star Trek episode begin. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. 'n ander boek wat vir my pragtig is, begin met hierdie woorde. It was the best of times, it was the worst of times. Wie ken dit? Tale of Two Cities, Charles Dickens. En dan oor die Kerstyd, my favourite ene is Marley was dead to begin with. Waaruit kom dit? 'n Kersfeeskerk. Dit begin met hierdie woorde, Marley was dead. So daai begin woorde vang jou dadelik. Ek bedoel, as ek 'n boek moet begin lees en hy sê, die karakter is dood, dan begin jy wonder. Alles begin. Daai beginpunt is so belangrik. Jy kan vir my na die volgende slide toe gaan asseblief. In ons Kerstydperk trek ons altyd crackers. En ek dink dit was wat die cracker gekry het, wat dan is ons so raaiseltjie in. En die raaisel was, what has no beginning and no end? En die antwoord is 'n sirkel.
Maar dis nie reg nie, dis nie waar nie. Want om 'n sirkel te kan trek, moet jy iewers kan begin. 'n Sirkel verskyn nie net. Jy moet iewers kan begin om daai sirkel te kan trek en hy eindig weer waar hy begin het. So hy het 'n begin en 'n einde. En dit is waaroor dit vir my alles gaan. Ons lewe is 'n sirkel wat God getrek het en hy is die alfa en die omega binne in daai sirkel. Hy is die een wat binne in daardie sirkel is. Hy is ons begin, hy is ons einde. As jy enigstens in die middel van die boek wil oopmaak, gaan jy op die verkeerde plek beland. As jy enigstens besluit, luister, ek gaan net die opsomming van die boek lees, wie van julle het dit op skool gedoen? Daar was so dit boek, ek kan nie onthou wat wie was die skrywer nie. Far from the madding crowd. Oh my soul, daai boek was dikker as die Bybel gewees. En ons moes hierdie ding gelees het. Daai tyd was daar nie rekenaars nie. Nee, kyk, jy gaan lees wat staan agter in die boek, jy lees wat is in my flappie voor, jy vang so hier en daar 'n bladsy en jy dink jy ken die storie. Jy kan nie. 'n Sirkel is hierdie volmaakte ding. En ons dink altyd daar's nie 'n begin en 'n einde aan daardie sirkel nie. Daar is 'n begin en daar is 'n einde. En dit is waaroor ek vandag met julle wil praat. Dit is 'n boodskap wat die Here vir my so duidelik, ek wil iets heel anders gepreek het. Maar hierdie boodskap het die Here vir my so duidelik gesê. Hy sê jy kan nie 2026 ingaan. Jy kan nie hierdie jaar ingaan as jy nie die begin verstaan nie. Die begin. Daardie begin lees ons in Genesis 1 vers 1. Lees saam met my. In die begin, en hierdie is 'n baie mooi vertaling, want dit is my vertaling. So wat ek gedoen het, is ek het 5 of 6 verskillende vertalings gevat en hulle sinne saamgesmelt om op hierdie woorde af te kom. In die begin van alle tyd het God die hemel en die aarde gemaak. Alles was eensaam en verlate. 'n Angswekkende donkerte het oor hierdie bodemlose dieptes gehang. En 'n ongelooflike sterk wind, die gees van God, het heeltyd oor die waters gewaai. God was egter daar. En hy het gesê, laat daar lig wees. In die begin was God reeds daar. Nou vra weer eens, 'n sirkel, dan moet 'n beginpunt wees. Maar wie van julle het al so gekyk na 'n potlood en dan het daai potlood self daai sirkel begin trek? Hy het 'n hand nodig. Hy het 'n mens nodig om hom te vat en hom te trek, selfs op 'n rekenaar. Jy moet op daai insert figure, insert whatever gaan klik en hom trek. Jy het fisiese aksies nodig. In die begin, toe daardie sirkel van ons lewe moes begin het, daai pragtige lied, The Circle of Life, toe daai Circle of Life moes begin het God met sy hand gesit en hy daai sirkel getrek. In die begin was God daar. En ek het slegte nuus vir jou, as jy gedink het, hierdie is jou jaar, is nie jou jaar nie. Dis God se jaar. As jy gedink het, hierdie is jou tyd, dis nie jou tyd nie, dis God se tyd. Dis sy sirkel, hy is die alfa en die omega. Hy is die begin. Dit gaan oor niks anders as oor hom nie. Hierdie liedere wat ons gesing het vandag en Pastor John het nie geweet waaroor ek gaan preek nie. Hierdie liedere het gegaan oor God wat so groot is. Oor wie hy is. Daar is geen mag soos hy nie. Daar is geen teestanders vir hom nie. Hy is die koning, sy naam is bo alles. Hy is die begin van alles. Dis waaroor dit gaan. Die volgende slide asseblief in. Die ding wat jy moet weet is, jy moet weet wie is die begin. Ek het hierdie 2 pragtige prente. Openbaring 1 vers 8 sê eers, ek is die alfa en die omega. God is hier aan die woord. Die begin en die einde sê die Here. Ek is wat is en wat was en wat nog sal kom. Dis hy. Die allerhoogste, dis hy. Ek is mal oor 'n Kersfeeskerel. Dan kom die ghost van Christmas past en die ghost van Christmas present en die ghost van Christmas future. En jy kan die future verander volgens hom. God sê, ek is die begin, die einde. Ek is die een wat was, wat is en wat kom. Ek is dit wat reeds in die toekoms vir jou uitgelees
En ek verander nie. Ek verander nie. Ek is die Alfa en die Omega reeds. Ek het reeds hierdie sirkel getrek. Al wat jy moet doen is jy moet binne in hierdie sirkel wees. Want ek is jou begin. Openbaring 22 vers 13 sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Weet wie is die begin? Ek is nie die begin van my lewe nie. My ma en my pa met hulle twinkel in hulle oë is ook nie die begin gewees van my lewe nie. Ek is in September baba, ek is in Junie maand gebore. Dit beteken die twinkel het in September gebeur, 9 maande voor dit. So, ek is 'n lentebabietjie, al is ek in die winter gebore. Dis 'n lentebabietjie. Maar dit was nie die begin van my nie. Die dag toe God hierdie sirkel getrek het hy gesê, daar gaan eendag 'n Elma wees. Dis waar het begin. 2026. Ek het geen interessante lese vir 2026 nie. Ek het geen motto wat ons kan vashou. Jy onthou soos toe 2008 is gonna be great en al daai tipe niks sulke goeders nie. Al wat ek kan sê is die begin. 2026 is deel van my God se sirkel. Dis hy. Hy is die begin. Ons het hierdie jaar, die vorige jaar vrot geëindig sonder krag, ons het om vrot begin sonder water, maar tussen dit alles deur, was daar nie 'n sekonde wat ek sonder God was. Hy was die begin. Toe ek die hoop skorrelgoed sien, en daar's nie water nie, toe het ek nogal gewonder waar is God. Maar, toe ek weer sien, is my skorrelgoed gewas. Wonders wat swembadwater wat 2 of 3 keer gekook is kan doen aan vuil skorrelgoed. Weet wie is die begin? Begin is God. Jy moet net binne in daai sirkel wees. Ek wil net gou teruggaan voor ek aangaan na die volgende gedeelte. Wat vir my belangrik is van daai sirkel en ek het dit nie voorberei nie, die Here wys dit net nou vir my. Dis soos 'n hoepel. Wie van julle het al hoepel geswaai? Okay, hierdie lyf doen ook nie daai goeders nie, né? Okay, so verbeel jy nou net dis 'n baie suksesvolle hoepelswaaiery wat hier plaasvind. Het jy al probeer om daai hoepel te swaai terwyl jy buite in die sirkel staan? Dis fisies onmoontlik. Jy moet binne in daai sirkel staan om daai hoepel geswaai te kry. So al wat ek vandag vir jou wil sê, God is die Alfa en die Omega. Hy is die volwaardige sirkel. Waar moet jy wees? Binne in die sirkel. Binne in die sirkel van God. Dalk 'n preek vir 'n ander dag, maar wees binne in die sirkel. So weet wie is die begin. Die volgende wat jy moet weet is, weet waar om te begin. Waar begin ek met hierdie sirkel? Trek ek aan die linkerkant, begin ek bo, begin ek onder, waar begin ek met hierdie sirkel? Daar's net een plek om te begin. Dis in God se woord. In die begin was die woord was by God, die woord was God. Johannes 1 vers 1. Weer eens kom ek terug. Waar begin ek? By God. Ek kyk daai bergskool goed so. En ek sê vir myself, dis moeilikheid. En ek sê vir die Here, waar begin ek? En ek sê vir my so mooi, sit die proppie in die wasbak. Wat 'n goeie plek om te begin, hè? Sit die proppie in die wasbak. So ek wil vandag vir jou sê, al daai goeie gevoelens van jou, al daai geloof van jou, al daai vertroue van jou wat al deur die jare uitgevloei, sit 'n prop in jou wasbak en lees God se woord. Sit 'n prop in die wasbak. En wat interessant is 'n prop is gewoonlik rond. Is 'n sirkel. Sit die sirkel van God in hy wasbak. Laat dit nie meer uitloop nie. Hou op om toe te laat dat die dinge rondom jou begin van jou af wegvat. Hou op om toe te laat dat die dinge rondom jou comfort in Christus wegvat. Hou op om toe te laat dat dit jou joy steel. Sit 'n prop in. En gryp God se woord
Want dis waar het begin. Jy kan seker bietjie vreugde vind deur af en toe na 'n diens op die TV te kyk of om bietjie geestelike musiek. Ek kry baie joy in geestelike musiek. Dis my verskriklik opbouend. Maar dis nie naaste by so goed soos om in God se woord in te delf. Wanneer ek hoor wat my God sê. Selfs al lees jy daai spul geslagsregisters. O, maar ek het ook al deur hulle gelees. Dan sê ek, okay, Here, ek is seker daarvan, hierdie stukkie moes saam met die apokryfe boeke verdwyn het of iets. Hierdie stukkie moes dalk nie hier gewees het nie. En dan kry jy tussen dit en Henog het met God gewandel. En dan besef jy, Here, ek kan nie 'n stukkie van hierdie sirkel uitsny nie. Ek moet binne in hierdie sirkel bly, want as ek nie die geslagsregister deurgelees het nie, het ek nie gekom by 'n vers wat gesê het, en Henog het met God gewandel nie. Het ek nie gekom by 'n vers waarin Jabes se gebed opgeskryf was nie. Het ek nie gekom op 'n punt waar daar gesê is, Here, ek gaan my tentpenne verder plan nie. Wie is die begin? God. Waar is die begin? God. Die gesproke woord, die geskrewe woord, die geluisterde woord van God. Dis waar die begin is. Maar weet ook waarvoor om te begin. Weet waaroor dit gaan. Dis wat ek net al gesê het. It is not about you. It's all about you. Hoekom stap ek 2026 in met 'n smile? Al het ek nie water gehad nie. Het was so lekker geweest gisteraan om skottelgoed water in my wasbak te tap. Dis die eerste keer in my lewe wat ek opgewonde was vir skottelgoed water. Hoekom kan ek opgewonde wees vir sulke goed? Want dit gaan nie oor my. Dit gaan oor God. Hoekom stres ek nie as dinge verkeerd loop met ons goedjies nie? Hoekom stres ek nie as die skreen dalk 'n bietjie tweak maak en as die klank nie wil werk nie? Want dit gaan nie oor hierdie goed nie, dit gaan oor God. Dit gaan oor die meester wat die sondaars, ek het ongelukkig nie daai woordjie woorde geken, maar dit gaan oor die meester wat die sondaars vergewe het. Dit gaan oor iemand wat my suster se lewe so verander het, dat sy weer haarself kon word. Dis nie gegaan oor ek nie. Dit het nie gegaan oor hart wat sin nie. Dit gaan oor God. Amen. Dis waaroor hierdie begin gaan. Dis hoekom ek 2026 instaan. Ek sal maar nou in 26. Live long and prosper. Dis waaroor dit gaan. Kolossense 3 vers 1 tot 4 is waar ons hierdie stuk skryf, maar in vers 3 sê hy, julle het gesterwe. Hoor wat hy sê, julle het gesterwe. Julle lewe is saam met Christus verborge in God in hierdie sirkel. Jou lewe is saam met Christus in hierdie sirkel ingevoeg. En buite die sirkel staan nie. Want ek oomblik wanneer ek buite die sirkel staan, gaan dit oor my. Gaan dit oor my. Wanneer ek binne in die sirkel staan, gaan dit oor die sirkel. Oor die alfa en die omega. Die begin en die einde van alles. Nou is die vraag, Here, hoe begin ek? Hoe begin ek? Jy kan vir my oorgaan na volgende slide. Hoe begin ek? Verlede Sondag het Pastor Jacques gepreek. Dis 'n preek wat my in my hart diep geroer het. Toe hy gesê het, Dawid het hom in die Here versterk. En hy het gesê, dit is interessant, jy sien nie hoe hy dit gedoen het nie. Ons sien nie wat hy gedoen het nie. Ons weet nie
watter stappe gegaan, maar Dawid het na die begin toe gegaan. Hy het hom in God gaan versterk. Hy het in daai sirkel ingeklim. En ek het vir myself gevra, Here, maar hoe doen ek dit? Die Here het vir my 3 goedjies uitgewys. Die eerste ene is om vir my te sê, elke keer as ek aan God dink, dan dink ek net aan hierdie amazing genade van hom. Klaagliedere 3 vers 23 sê, your mercies are new every morning. Here, u genade geskenke is nie, dis asof hierdie sirkel elke oggend van vooraf begin. Nuwe geskenk vir my, nuwe genade vir my, nuwe guns vir my. Dis hoe ek begin. Ek maak my oë oop en ek sê, Here, dankie, u genade is genoeg vir my. Ek maak my oë oop, ek begin. Hoe begin ek? Ek begin deur te vergeet van alles wat ek ooit in my lewe verkeerd gedoen het. Ek vergeet van dit wat in die verlede is. Ek vergeet van dit wat agter my is, van my God was getrou en regverdig. Hy het elke een van daardie goed van my vergewe. Amen. In Johannes 1 vers 9. Hy het dit alles vergewe. Psalm 103 sê, hy het nie net vergewe nie, hy het dit so ver verwyder soos wat die ooste van die weste verwyder is. En jy weet dat, hoe dit werk. Jy kan van noord tot suid loop en om die aarde loop en weer by noord uitkom. Maar as jy van wes na oos probeer loop, gaan jy nêrens uitkom nie. Jy gaan, as jy in 'n westelike rigting loop, gaan jy aanhoudend wes loop. Jy gaan nooit by oos uitkom nie. As jy van die suidpool af noord loop en jy kom bo by die noordpool en jy gaan oorom, dan gaan jy begin suid loop. Maar as jy wes loop, kom jy nooit by oos uit nie. As jy oos loop, kom jy nooit by wes uit nie. Dit is hoe ek my versterk in die Here, om te weet dat daardie foute wat ek gemaak het, daardie dinge wat ek al verkeerd gedoen het, lê alles buite die sirkel. Hulle lê buite die sirkel. Hulle kan nie in hierdie goddelike sirkel inkom nie. So stap 2026 in. Met die wete, daai goeders is verby. Hy is buite die sirkel. Sy genade is so groot, sy vergifnis is so groot, dat jy geen ander keuse het, as om net eenvoudig te doen wat Matteus 6 vir ons sê, soek sy koninkryk eers op. Hoe versterk ek my in die Here? Ek kan my indink wat Dawid gedoen het. Hy het waarskynlik daar iewers op 'n klip gaan sit, homself vir 'n paar sekondes jammer gekry, soos wat Jacques gesê het, weet hierdie ouens wil hom doodmaak. En toe het hy begin sing, die Here is my herder, ek sal my ontbreek. Toe het hy begin sing, ek hef my oë na die hemele, waar sal my hulp vandaan kom? Toe het hy begin sing, ek sal my kop neerlê en aan die slaap raak, want U, o God, laat my veilig bly. Hy het hom versterk in God, deur eers die koninkryk van God op te soek. En ek kan sy koninkryk opsoek, want sy genade is altyd daar vir my, dis elke oggend nuut. Sy genade is elke oggend nuut vir my. Sy vergifnis is vir ewig. Uitgedruk uit die sirkel uit, om nooit weer saam met my en God in daai sirkel te staan nie. Dit is wat dit beteken om te begin. Jy begin by God, en dis waaroor dit alles gaan. Jy begin in sy woord. Jy besef dat dit nie oor jou gaan nie, maar oor hom. En jy soek hom eerst in alles. Dan weet jy, jou lewe begin. Ek wil vandag vir jou uitnooi. Moenie dink aan eergister en verlede jaar. 10 jaar gelede. Dis alles verby. Hierdie sirkel is die volmaakte sirkel. Die alfa en die omega is binne in daai sirkel.
Hy is jou begin. En hy staan nou, nee wag. En hy sê, dit is so eenvoudig. Weet jy hoe maklik is dit om hier in te klim? Erken dat ek jou begin is. Begin my woord lees. Weet dat dit alles net oor my gaan. En soek my koninkryk eerste. Meeste in my sirkel. Mag 2026 en die jare wat kom, jou sirkeljare in God wees. Hy is ons begin. Kom ons bid saam. Here, ek kan aan baie dinge dink oor hoe maklik dit is vir ons om uit hierdie sirkel uit te klim. Maar dan dink ek aan daardie pragtige woorde waar U vir ons sê, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. Hoekom wil ek uit hierdie sirkel uitklim? Hoekom wil ek uitbeweeg? Here, U is in hierdie sirkel. U is alles. Dis waar ek wil bly. In die sirkel, waar U God, elke oomblik van die dag, my begin is. Amen. Daar is 'n ou gesegde wat hulle sê, dit is heerlik om 'n goudvisie te wees. 'n Goudvisie het 'n geheue blykbaar van 3 sekondes. So elke 3 sekondes maak hy nuwe vriende. Elke 3 sekondes begin sy lewe van voor af. Ek wil vir jou sê, elke sekonde in God is 'n nuwe oomblik. Is 'n nuwe begin. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied, moet ons dan nog offergawe opneem. Het ons nie opgeneem nie, ek het vroeg ons het opgeneem. Anna, jy het dit gemis. Jy het dit gemis. Ja, ons gaan afsluit met 'n laaste lied. Hierdie is vir my een van die mooiste aanbiddingsliedere. En hier is my een van die mooiste weergawes. Jy kan staan, jy kan sit, jy kan lê, jy kan doen wat jy wil. Maar kom ons sing saam met Israel Houghton, as hy werk. You are South in Zimbabwe. Stop. Dis vir Cassie. Wat is om dit nog aankry? By Ommeskaap het hulle gesing. God het in die woestyn 'n fontein gemaak. Daar is al reeds 'n fontein in die woestyn wat jy nou is. Amen. En al wat jy moet doen, is jy moet begin om te drink van die water, van daai fontein. Vertrou God, jy moet nie sy hand los, want daar is 'n nuwe begin vir jou. Amen. Amen. Prys die Here. Ek net 'n woordjie sê asseblief wat ek het. Okay. Ek wil hê met hierdie video van vanoggend moet jy weer gaan kyk, moet hom oor en oor en oor gaan kyk. Hy staan hierdie woorde wat ek nou gaan sing. By hom skuil my siel in die skuur van die rots wat staan in 'n ver dorstig land. En daar in sy liefde, daar skuil ek so diep, oorskadu deur sy liefde hand, oorskadu deur sy liefde hand. Amen. Amen. By hom skuil my siel in die skuur van die rots wat staan in 'n ver dorstig land.
die deur sy liefde. Amen, prys die Here. Prys die Here. Skuil in daardie sirkel. Kom ons staan op. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all. We give you all.
We worship you, O God. We worship you. Hallelujah. You are worthy to be praised. Amen. Amen. Hallelujah. Lof en eer aan die Here. Ons sien die Sondagoggend weer hier, dan het ons nagmaal en dan gaan ons ook ons ken mekaar hê. Die Here seën u. Amen. Amen. Lekker om hierdie kant te hê, né? Nou is dit nat gesweet, hoor. O ja, dit sal help as ek hom afsit.